Ek is Pastoor Charlie en hierdie is die Warrior Podcast. Kom geniet saam met my inspirerende boodskap uit die woord van die Here. Goeiemôre, vertrou dit gaan met jou goed. Ek wil vandag begin met 'n vraag en my vraag aan jou is dit: ken jy nog of herken jy nog die klop van God? As ek en jy gaan kyk na die boek van Openbaring, sal ons sien dat Johannes bevind hom op die eiland van Patmos. En hier kom die Here by hom en gee vir hom 'n opdrag, en die opdrag is dit, dat hy in die 7 kerke van sy tyd 'n brief moet skryf. En dan gaan ons 'n patroon sien wat gaan vorm wat homself herhaal. Elke keer wanneer Johannes 'n brief aan die kerk skryf, begin God deur die kerk te komplimenteer, om vir die kerk te sê wat hy goed doen, wat hy reg doen, waarvan hy hou. En dan sien ons hy kom en hy sê vir die kerk, wat die kerk doen wat hy nie goedkeur nie, waarvan hy nie hou nie. Byvoorbeeld vir die een kerk sê hy, ek ken die werke van jou hande, dat dit wat jy doen, doen jy goed, dat jy na die wees en die weduwee omsien, maar dit het ek teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. En ons gaan sien, hierdie is 'n patroon wat vorm en homself herhaal, van die eerste kerk tot en met die 6de kerk. Maar as dit kom by die 7de kerk, gee God nie 'n kompliment nie. God sê net vir die kerk waarvan hy nie hou nie. En dis die kerk van Laodicea. En ons sien dit daar in Openbaring 3 vers 15, hoor wat of waarvan hou hy nie. Hy sê daarso, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy tog maar net koud of warm, maar nou omdat jy lou is, en nie koud is of warm is nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. En as ons gaan kyk na hierdie stad, sal ons sien dat hierdie was 'n baie ryk stad. Hulle het 'n tipe wol gehad van 'n skaap wat 'n swart wol gegee het, waarvan hulle 'n jas gebou het, en nie gebou het nie, gemaak het. En dan was daar 'n spesery waarvan hulle salf gemaak het, en as jy 'n infeksie op jou oog gehad het, en jy het hierdie salf opgevee, het jou oog gesond geword. Hierdie was 'n baie welafstad, 'n baie ryk stad. Hulle het baie geld gehad. Daar was een keer 'n aardbewing en hulle het vir die regering gesê, ons het nie hulle geld nodig, ons kan dit self regmaak. Maar hierdie stad het een probleem gehad. Hulle het nie vars water gehad nie. En die enigste water was van 'n warm waterbron of 'n entjie weg. So hulle moes 'n klipkanale gebou het en dan die water gelei het tot by die stad. Maar teen die tyd wanneer die water by die stad gekom het, was die water nie koud nie, was nie warm nie, dit was lou. So toe die Here hierdie voorbeeld gebruik, was jy maar net warm of was jy koud, kon ek iets met jou doen, maar nou dat jy lou is, spoeg ek jou uit. Was dit iets wat hulle verstaan het? As iets warm is, kan ek en jy dit tog gebruik. 'n lekker koppie warm koffie is tog lekker. 'n ijskoue glas Coke is lekker. Lou Coke is nie lekker nie. Lou koffie is nie lekker nie. As iets koud is of warm is, kan ons dit gebruik. Maar as dit lou is, gooi ons dit weg. En dis presies wat die Here vir die kerk hier sê. Omdat jy lou is, kan ek jou nie gebruik. Was jy maar net warm of was jy maar net koud? Maar dan sien ons die Here gee vir hierdie ouens 'n tweede kans. As ons gaan kyk daarna Openbaring 3 vers 20, 'n baie bekende vers, 'n baie misbruikte vers. Baie keer gebruik ons hierdie vers wanneer ons 'n evangelisasie boodskap preek, om iemand te kry om hulle hart vir die Here te gee, en dit klink so mooi. Kom ons lees hierdie vers. Hy sê, Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan, na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou, en hy met my. Hoe mooi is dit nie om te hoor, die Here staan by die deur en hy klop. Dit laat my dink, 'n rukkie terug was daar 'n skildery gewees in die kerke wêreld waar Jesus teen die deur klop. Maar wat vir my opletlik was, hierdie skildery het nie 'n handvatsel gehad aan die buitekant nie. Daar was net 'n handvatsel aan die binnekant. Jesus kon nie die deur oopmaak en homself inforceer nie, en daarom het hy geklop. En daarom vra ek jou vanoggend, ken jy nog sy klop? Want elkeen van ons het al op daardie klop gereageer. Want as ons nie op daardie klop gereageer het, het ons tot nie dalk vanoggend hier gesit as kind van God nie. Maar die hartseer is, ek en jy raak lou in ons wandel met die Here. En dan wanneer hy klop, herken ons nie meer die klop nie. En hy sê vir jou vanoggend, ek staan by die deur en ek klop. Ek staan by die deur en hy klop. Daar is nie 'n handvatsel aan die buitekant nie. Daar is net 'n handvatsel aan die binnekant. Gaan jy vanoggend sy klop herken en die deur oopmaak, sodat hy met jou 'n maaltyd kan vier? Mag jy vandag 'n mooi dag hê. Mag jy 'n dag hê vol van die liefde van God. Geniet die dag.